Buurtwagte is die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou. Inleidend. Buurtwagte is die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou. Het julle hom? Op en neer, en buurtwagte is nie die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou nie. Het julle hom? Dames en heren, het julle hom? Wonderlik, tyd, laat ons begin. En dis Rooi, jou tyd is verby. So dit gaan presies dieselfde werk as die vorige ronde. Na 1 minuut 'n groen vlag, na 2 minute 'n geel vlag en na 2,5 minute stop jy en sê baie dankie. Die onderwerp nog 1 keer. Ek hoop julle het hierdie ou keer reg gekry. Buurtwagte is die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou. Of buurtwagte is nie die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou nie. Inleidend 1. Dankie. As mense van jou hou, sal hulle na jou luister. Maar as hulle jou vertrou, sal hulle besigheid saam met jou doen. En dis waarom ons glo dat Suid-Afrikaners eerder buurtwag sal vertrou bo die polisie. Ek is Carly van Heerden, eerste spreker van die inleidende span. En ons staan vas en ons mening is dat buurtwag is die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou. Ek gaan klem daarop lê dat dit die beste opsie is. Dominique sal julle oortuig dat buurtwag meer doeltreffend is in Suid-Afrika en Lara sal bewys dat bureaukrasie keer die polisie. Ons ontleed die onderwerp as volg. Buurtwag, dit is onafhanklik van die regering en dit sien om na mense se veiligheid. Hulle is ook 24/7 op diens en gaan na mense toe indien hulle in hulp is. Suid-Afrikaanse gemeenskappe. Ons wil graag klem lê op Suid-Afrikaanse gemeenskappe. Dis gemeenskappe van hoë werkloosheidssyfers en ook gemeenskappe waar daar in baie misdaad voorkom. Ons wil graag stilstaan by gemeenskappe. Dis mense se huise en hulle persoonlike veiligheid. Ons antisipeer dat julle gaan argumenteer dat die polisie beter werk sal kan verrig. Maar ons wil die verskil wys dat die regering reeds al hande vol het met klomp probleme waarvan ons almal bewus is, waarom hulle oorlaai met mense se veiligheid. Dit bring my dan by my eerste argument. Moenie krap word dit nie eek nie. Buurtwag werk. As mense in hulp is, bel hulle buurtwag. Buurtwag is nie net sommer enige stelsel nie. Party mense het self WhatsApp groepe waarop hulle mekaar inlig van mense wat ronddwaal rondom die strate. Buurtwag werk. Waarom krap word dit nie eek nie? Opponente, ek wil julle graag uitdaag. Bel die polisie en kyk hoe lank dit hulle vat om hier aan te kom. Bel die buurtwag en sien hoe vinnig hulle by julle aankom. Voorsitter. Okay. Voorsitter, ek gaan eers begin deur my opponent se argument aan te spreek. Opponent, jy het gesê dat buurtwagte werk en dit is 'n effektiewe manier bo die polisie om gemeenskappe veilig te hou. Ek stem juis nie saam nie, want in ons gemeenskap Figharpark is ons buurtwag glad nie effektief genoeg om die boewe te vang nie. Voorsitter, die diewe klop saans aan die deur en maak die koppe van die inwoners seer. Van die buurtwag steekweg lei en beskik nie van die vaardighede om die skobbejakke te vang. Voorsitter, dames en here, vandag is die onderwerp wat aan ons gegee is, dat buurtwagte nie die beste stelsel is om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou nie. Om daardie rede het ons 3 uitklop argumente voorberei om u van ons stelling te oortuig. Ek, Alex Besuidenhout, gaan julle vertel hoe onopgeleide persone glad nie die vaardighede beskik om aan 'n buurtwag te kan deelneem nie. Carlies Botha gaan praat oor hoe buurtwagte nie toeganklik genoeg is nie. En Marley van der Merwe gaan uitbrei oor hoe regerings toelaat om verder lyf weg te steek. Ons stem saam met ons opponente se ontleding van die onderwerp, behalwe ten opsigte van beste.
beste definieer ons as die absoluut mees doeltreffend. Dit bring my by my argument. Onopgeleide persone. 'n Buurtwag bestaan uit lede van hul gemeenskap. Sunny met haar pepersproei gaan min doen om die boewe in die aand te vang. Onopgeleide persone beskik nie van die nodige vaardighede om hulle gemeenskappe te kan veilig hou nie. Waarom dink jy kan jy hulle vertrou met jou lewe? Hulle stel nie net jou in gevaar nie, maar hulle stel hulle self in gevaar. Hulle skep 'n wanpersepsie van veiligheid en laat mense toe om te dink dat hulle kan wegkom sonder die polisiedienste. So voordat jy 'n bietjie lepel in die dak steek in die aand, bel vir Sunny en vra of sy haar pepersproei onthou het. Baie dankie. Skryf dit af. Voorsitter, dames en here. Hugo, bel die polisie. O wag, hy gaan in elk geval nie antwoord nie. Opponent, jy sê dat onopgeleide mense in buurwagte misluk. Ek verskil heeltemal van jou, want mense in buurwagte weet juis wat die behoeftes en die begeertes is van die gemeenskap. Hulle weet ook wat die status quo is van die gemeenskap en daarom gaan dit baie meer doeltreffend wees, soos wat ek nou in my argument gaan uitbrei. Hulle sal ook nie net onbekwaamde mense aanstel as hulle nie die belange van die gemeenskap op die hart dra nie. Ek versterk kortliks wat my spanmaat Carly in haar argument gesê het. Carly het geargumenteer dat daar wel ander opsies is, maar buurwagte is die beste opsie, gegee die land waarin ons bly en sy misdaadsyfer, soos wat Lara later sal uitbrei. Nou vir my argument. Buurwagte is meer doeltreffend in Suid-Afrika. Eerstens reageer hulle baie vinniger. Die polisie is onder die beheer van 'n staat. Ander private buurwagte is nie deel van die munisipale sektor nie. Voorsitter, dames en here, as ons gaan kyk na Suid-Afrika, waar misluk die dienste? Op munisipale vlak. En dit is presies waar die polisie ons veilig moet hou. Ons kan nie van 'n korrupte staat verwag om ons burgers in hulle gemeenskappe veilig te hou nie. Die staat weet ook nie wat die kleiner gemeenskappe se behoeftes is nie. En dus kan hulle so nie beskerm nie. Daarom, dames en here, is daar geen betwyfeling in die feit dat buurwagte die beste opsie is vir die veiligheid van ons Suid-Afrikaanse burgers. Voorsitter. Hallo, okay. Opponent, jy het gesê dat buurwagte meer doeltreffend in Suid-Afrikaanse gemeenskappe gaan wees, maar my spanmaat Marley van der Merwe gaan meer uitbrei oor hoe dit juis gaan toelaat dat ons land meer lui wegsteek. Ek gaan verder ook aansluit by my spanmaat Alex Besuidenhout, wat gesê het buurtwagte bestaan uit onopgevoede mense of onopgeleide persone, wat sal lei daartoe dat gemeenskapteikens word vir misdaad syndikaate. Goeiedag dames en here en voorsitter, ek is spreker 2 Carlies Botha en ek gaan die aap uit die mou laat met ons tweede argument, naamlik buurtwagte is nie toeganklik vir almal in ons land nie. Ons almal weet dat hulpbronne soos befondsing nie in ons land regverdig versprei is nie. Buurtwagte het dikwels befondsing nodig om goedere soos motors vir patrollies en 'n kantoor vir vergaderings te kry. Selfs selfone om net belangrike boodskappe met die gemeenskap te kommunikeer, vir as daar byvoorbeeld iemand in die buurt inbreek. Dus sal buurtwagte nie in elke gemeenskap effektief kan funksioneer nie, aangesien hulle die nodige befondsing het om hulle te kan stig nie. Volgende, ek sluit af met ons volgende spreker voor te stel, Marley van der Merwe, wat gaan praat dat die regering verder gaan lui wegsteek as ons toelaat dat buurtwagte die beste manier is om ons land te beskerm. Voorsitter, opponente, dames en here. Ons stap aan en dinge raak interessanter. Iets sterwe uit en 'n heel nuwe era word stadig gebore. Ons is in die oorgang van die tye.
die interregnum of tussentyd. Wat kom, het nog nie 'n naam nie, en dis juis wat dit so boeiend maak. Opponente, ek en my span glo dat ons beslis in 'n nuwe era is. Een waar buurtwagte die toekoms vir veiligheid in Suid-Afrika is. Carlies, ons stem nie saam dat buurtwagte ontoeganklik is nie, omdat ons al gesien het hoe warm Suid-Afrikaanse harte is en hoe bereid Suid-Afrikaners is om vrywillig te werk en hulle hulpbronne op te gee om ander se veiligheid te verseker. Ons wil dan ook klem lê op die ontleding van die onderwerp. Ons wil fokus eerstens op die woord beste. Ons sê nie buurtwagte is 'n volmaakte oplossing nie, maar wanneer dit vergelyk word met die ander oplossings, soos die polisie, sien ons dat dit beslis die beter opsie is. Voor ek verder gaan, wil ek weer stil staan by die begrensing van die proposisie. My fokus val vandag op die woord Suid-Afrika. Ons sien Suid-Afrika as 'n land met 'n ontsettende hoë misdaadsyfer, soos minister Bekkie Cele gereeld vir ons herinner. Ons glo egter dat die oplossing gevind kan word in die privatisering van die polisie deur buurtwagte in te stel en te bemoedig. Die voordele wat dit sal inhou, is dat bureaukrasie en onnodige verordeninge uit die weg geruim sal word en so plek gemaak sal word vir meer doeltreffende stelsels. Buurtwagte is beslis die toekoms, omdat die tendens in middelklas Suid-Afrika is om enklawes te vorm deur onmynde woonbuure, private elektrisiteitsvoorsiening en die mees prominente van hulle almal, buurtwagte. Voorsitter, opponente, dames en here, ons het dit nou vir julle duidelik gemaak dat buurtwagte definitief die beste stelsel is om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou, omdat dit bo die ander opsies uitstaan, hulle meer doeltreffend is as die polisie en omdat dit bureaukrasie uit die weg ruim. Opponente, ons stap aan en dinge raak interessanter. Iets sterwe uit en 'n heel nuwe era is besig om stadig gebore te word. Voorsitter. Voor ons verder aanbeweeg, lewer ek graag repliek op die vorige spreker se argument. Ons wil net julle inlig dat bureaukrasie die alreeds stadige wiele van die wet net verder gaan vertraag. Voor ek uitbrei oor ons laaste argument, herinner ek u graag aan ons vorige spanmaat, Carlies, se argument dat buurtwagte nie toeganklik is vir almal in alle omgewings van ons land nie. Laastens, maar beslis nie die minste nie, vestig ek graag u aandag op die feit dat buurtwagte as stelsels die regering se pligte verminder. En ja, dit klink dalk nou nie soos die slegste plan nie, maar dit gaan beslis die regering toelaat om verder lei weg te steek. Gaan ons as Suid-Afrikaanse burgers regtig toelaat dat die regering die bordjies verhang en ons veiligheid in ons eie hande plaas? Dit ons as burgers se verantwoordelikheid maak? Opponente, korrigeer my as ek verkeerd is, maar is dit nie my basiese mensereg om veilig te voel in my omgewing nie? En is dit nie die regering se plig om in hierdie basiese mensereg van my te voorsien nie? Buitendien, as ons praat van buurtwagte, is hulle 'n beperkte areas waarin hulle kan funksioneer. Hulle hande is tussen 'n groot mate afgekap. Indien buurtwagte die veiligheid van gemeenskappe op hulle harte moet dra, sal die regering gemaklik op hulle lauwere kan rus. Wat se volgende verantwoordelikhede gaan die regering dan ook van die hand wys en dit ons as burgers se plig te maak en dit ons onder druk plaas om self plan te moet maak vir al die land se probleme? En dit, dames en here, is maar net die oortjies van hierdie enorme seekoei. Die regte funksionering van 'n land behels die regering wat ingryp. En nee, opponente, geen regering gaan perfek wees nie. Maar hoe minder jy doen, hoe minder gaan jy wil doen. En dit gaan ook die geval wees in ons regering. Buurtwagte in samewerking met ons regering kan dalk net die doeltreffendste oplossing wees. So kan die hande mekaar afwas. Voorsitter, dames en here, u behoort na aanleiding van ons 3 uitklop-argumente maklik u kop in ooreenstemming te knik as ons sê, buurtwagte is nie die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou nie. In die eerste plek het ons die spyker op die kop geslaan deur te sê die Suid-Afrikaanse regering gaan nie die onopgeleide persone van buurtwag kan hanteer nie. In die tweede plek is dit nie toeganklik vir almal nie. En laastens het ons vir u oortuig dat die regering net meer lei weg gaan steek. Die diewe breek in en steel alles goud.
die buurtwag was gevang met hul broek op hul knie. Hoe lank gaan ons nog asem aan die nuttelose stelsel bestee? Julle is reg, dinge raak al hoe interessanter. Ons gaan nou spontane debatsgesprek hê. Na 5 minute sal julle sien, daar gaan 'n groen vlag op, 6 minute geel en na rooi sal ek julle stop. Ons begin met die opponerende span met die eerste vraag asseblief. Teenstander 2, jy het genoem van die privatisering van buurtwagte in plaas van om van die polisie gebruik te maak. Maar wat as lede van die gemeenskap nie die privatisering kan bekostig nie en nie kan deel word van hierdie buurtwag nie? Gaan hulle beskerm word? Baie lede in armer gemeenskappe betaal nie vir die buurtwag nie, soos wat my spanmaat Carly genoem het, word hulle op 'n elektroniese groep gesit waar hulle kan ingelig word indien daar enige misdaad in die gemeenskap plaasvind. Okay, opponent, soos my spanmaat genoem het, waar kry hulle dan hierdie befondsing om die buurtwagte te kan bestuur indien die mense wat deel vorm van die buurtwag dan geen bydrae lewer nie? Soos wat ek in my toespraak genoem het, het ons al gesien dat Suid-Afrikaners baie bereid is om te help bou aan 'n beter toekoms en daarom is daar mense wat skenkings gee en hulle tyd en hulpbronne opoffer om seker te maak dat hierdie goed doeltreffend kan geskied. Opponent, om doodeerlik met jou te wees, ek stem ekster glad nie saam nie. As ek weet daar's ons ander mense in my gemeenskap wat sal betaal om my veilig te hou, sal ek nie 'n sent lewer aan daardie diens nie. Alex, ek dink die probleem lê dan dalk by jou en nie by Suid-Afrikaanse gemeenskappe nie. Kom ons beweeg asseblief aan na die volgende vraag toe. Okay, ek vra vir julle. Opponente, ons wil vir julle vra, julle sê dat nie almal toegang het tot buurtwagte nie in armer gemeenskappe. Aangesien dit deur die gemeenskap vir die gemeenskap is dit nie hulle verantwoordelikheid om een te vorm nie? Ek dink hulle kan nie inform, maar ek dink die sukses van dit gaan nie baie hoog wees nie. Aangesien ons praat oor die befondsing, want ek weet nie van hoe ons het 'n buurtwag en hulle kommunikeer meeste van die dinge wat in ons buurt gebeur oor selfone en elektronies en baie mense in ons land kan nie elektroniese toestelle bekostig nie. So hoe gaan hulle hierdie belangrike boodskappe ontvang? Opponent, ons sê nie buurtwag moet die enigste wag wees wat daar is nie. Mense kan nog steeds gebruik maak van polisie, maar ons sê dat dit die beste is. Vergelyk buurtwag met die polisie mag, watter een is die beste? Dit is baie meer doeltreffend, gegee wat die land waarin ons bly en ons staat wat korrup is en wat die polisie mag oor het. Maar opponente, buurtwag kan maar net so korrup ook wees. Julle veralgemeen het dat dit in elke buurt 'n sukses is, maar dis nie noodwendig waar nie. Okay, onthou ook opponente, as ek kan nou gaan, dat dit nie vir almal moontlik is om hierdie buurtwagte te vorm en ondersteun nie. Ons praat hier van die land as Suid-Afrika in geheel. Daar is dalk meer bevoorregte buurte wat wel die hulpbronne en die mense het om hierdie buurtwagte te stig. Maar as ons kyk na die groter meerderheid van ons land, is hulle in 'n groot mate afhanklik van ons regering. En soos ek in my standpunt genoem het, gaan dit die regering net verder laat leiwegsteek wat die land in geheel net gaan benadeel. Opponent, ek het 'n opvolgvraag. Jy sê die regering gaan lei wegsteek, maar as die regering nie al werk doen nie, is dit nie ons as burgers se reg en voorreg om ons eie veiligheid in ag te neem nie? Burgers moet inspring indien die staat nie voldoen aan hulle vereiste aan veiligheid nie. Ek verstaan dit opponent, maar kan ons net gou fokus op die feit dat hoekom moet burgers inspring om self 'n verskil te maak? En ek is nie teen dit dat burgers moet deelneem aan die land se aktiwiteite nie. Inteendeel, dit is jou reg en voorreg en verantwoordelikheid as landsburger. Maar die regering is verantwoordelik vir jou as individu. Stem julle nie met my saam nie? Opponent, ons stem saam, maar hulle kom nie hul regte na, hulle kom nie hul beloftes na nie. Opponent, ons praat van ons veiligheid. Mense kan doodgaan as 'n skelm inkom. Waarom moet ons daai veiligheid wegsteek? Opponent, presies, mense kan doodgaan. Mense is onopgelei. Die mense wat deel is van buurtwagte is nie opgelei soos die lede van die polisie nie. Hulle het nie vuurwapens wat hulle net mee kan rondloop om mense te beskerm nie. Wees nou 'n bietjie realisties. Wat kan hierdie mense regtig doen? Opponente, daar is baie sekuriteitsbesighede wat ook betrokke is by die buurtwagte, so hulle is nie altyd onbekwaamd nie. En julle sê nou dit gaan oor mense se veiligheid. Halfte van die tyd reageer die polisiedepartement nie naasby soos die buurtwagte nie, want die buurtwagte is betrokke by die gemeenskappe. Opponent, maar volgens julle definisie van 'n buurtwag is dit lede van die gemeenskap, nie private ondernemings nie. Maar dit gaan oor mense van die gemeenskap. Ons sê buurtwagte bestaan uit enigiets wat nie deur die regering voorsien word nie. So 'n buurtwag kan wees mense uit die mense uit die omgewing, maar wat hulle besighede stig of wat dit onafhanklik van 'n besigheidsentiteit doen en net op hulle eie 'n groep vorm. Maar opponent, praat ons nou hier van besighede of buurtwagte?
Dis presies dieselfde ding volgens ons. Enigiets wat nie deel van die regering en onder die polisie volgens die staatsbegroting val nie, is 'n buurtwag. Ons het gesê dis enige instellings wat veiligheid verseker wat onafhanklik is van die regering. Opponente, maar sover ek weet, is 'n besigheid 'n instansie wat geld genereer en vir winste is. Dit voel vir my julle weerspreek julleself want soos julle het gesê dis meer vrywillige werk. Ek wil daarbey bylas dat julle het gesê, ek kan dit nog onthou. Julle het gesê dis deur die mense vir die mense. Is 'n 'n besigheid is nie deel van die Van die sekuriteitsmaatskappye wat betrokke is ook tog baie keer inwoners van die gemeenskap. So opponent, jy stem saam 'n buurtwag mag net bestaan uit lede van die gemeenskap. Ons probeer 'n onderskeid hier trek tussen wat regering, ons sê hierso dis of die regering of dis nie die regering nie. Ons fokus hier op wat nie die regering is nie. Alles anders wat onder die polisie en daai kategorie val is regering, al die res is nie regering nie. Maar kom ons beweeg gaan aan na die volgende vraag toe. Hoe verstaan julle die bureaukrasie in die polisie? Hoe sou julle dit beskryf? Okay, opponent, ons weet die wiele van die wet beweeg stadig. Maar om daardie proses nog te vertraag deur nog 'n middelmannetjie in te sit van die buurtwag. Want onthou, dink nou, wat kan 'n buurtwag nou regtig doen? 'n Buurtwag kan jou beskerm en hulle die misdadigers gevang. Wat gebeur daar? Gaan die buurtwag hulle vervolg? Gaan die buurtwag hulle tronk toe vat? Maar opponente, hoekom moet ons dan nie staat maak op private instellings? As ons gaan kyk, ons swakste dienste is op munisipale vlak. Die polisie departement val onder daai munisipale vlak. So hoe gaan dit die burgers veilig hou? Opponent, want die buurtwagte kan net soveel doen en private instansies kan net soveel doen. Die polisie het die wetgewing om dit te kan verder vat, om dit 'n saak te kan maak. Die mense in die tronk toe sit, my spanmaat wil bylaas. Soos wat my spanmaat gesê het, is die grense van wat 'n buurtwag wel kan doen beperk. Hulle kan nie die wet ensovoorts aanvat nie. Dit is slegs in die polisie en die regering se hande. Maar die ding is, hulle kan nog steeds hulle kan nog steeds meer doen as wat die polisie tans doen. In teorie, ja, die polisie het baie meer mag in teorie, maar in praktyk gebruik die polisie nie hierdie mag nie. Ons sien dat buurtwagte volgens die proposisie die beste manier is om veiligheid te verseker, nie om geregtigheid te laat geskied nie, om burgers veilig te hou. Dis die kern van hierdie ding. Die polisie is nie besig om hulle werk te doen om burgers veilig te hou nie. Daarom glo ons buurtwagte, alhoewel hulle bietjie minder mag het, doen nog steeds 'n beter werk. Dis dit. Baie dankie, dit was 7 minute. Right, laat ons hoor wat sê julle mede-studente, want ek hoor die buurwag. Kom ons hoor eers hier. Wat is jou naam? Johanna Labeskagh. Johanna, vir wie het jy 'n vraag? Ek het vir JF 'n vraag asseblief. JF, ek wil net baie graag vir julle vra, as julle dink die polisie doen sulke goeie werk, hoekom het ons dan in die eerste plek 'n buurtwag nodig? Ons het nooit gesê dat die polisie is perfek nie, maar as ek net so kan vra, as daar skietgeveg besig is om in 'n arm gemeenskap plaas te vind, dink jy regtig 'n buurtwag kan iets doen? Meeste van die tyd is dit die polisie wat moet inkom en aksie neem, want 'n buurtwag het nie noodwendig die nodige hulpbronne om aksie te kan neem nie. My span moet wel aanlas. En ek wil daarbey bylas dat ek het genoem in my argument dat buurtwagte skep hierdie wanpersepsie van veiligheid. Mense vorm 'n buurtwag nie om eintlik veilig te wees nie, want ons het duidelik bewys hulle het minder mag, soos wat Oranje self gesê het. Dit is om hierdie persepsie te skep van veiligheid. My span wil bylas. Om af te sluit, opponente, het ek ook genoem dat die doeltreffendste manier dalk net kan wees dat buurtwagte en die Suid-Afrikaanse regering hande vat. Niemand hoef alleen te sukkel nie. Dankie. Right, wat is jou naam? Vir wie jy 'n vraag? My naam is Johan Berg. Ek het 'n vraag vir JF. So julle het aangevoer dat almal nie toegang het tot buurtwagte nie. Sou julle dan nie egter sê dat as meer goeie gemeenskappe buurtwagte gebruik het in plaas van die polisie nie, dat die polisie meer in staat gestel word om armer gemeenskappe beter te dien nie? Opponent, nee. Soos my spanmaat Carlies baie duidelik genoem het, dit is nie dat hulle
dat daar 'n buurtwag kan vorm in die eerste plek nie, want die hulpbronne van 'n algemene buurtwag is nie daar in die armer gemeenskap nie. Sy het die voorbeeld gemaak van selfone wat hulle nie kan gebruik om met mekaar te kommunikeer nie. En ek wil ook net bylas, dit voel vir my dan amper word die ryker mense bevoordeel omdat hulle die nodige befondsing het en dan sit die armer gemeenskappe dan eintlik met nie so goed nie as dit so sou. So jy kan nie eintlik dit sê nie as dit sin maak. So ek wil eerder by jou die vraag laat, gaan jy dan monopolie ondersteun? Ja. Monopolie. Ryker word ryker, armer word armer. Ryker is in die voordeel, armes bly arm en kry die minste uit die hele situasie uit. Right, wat is jou naam vir wie jy het vir Oranje 'n vraag? Ek's Marinay Dreyer en ek het 'n vraag en wat word van die vrouens en die kinders wat alleen tuis is terwyl die mans buurtwag ry? Wat was die vraag? Ek kan nie hoor nie. Die vrouens en die kinders. Wag, vraag weer. Wat word van die vrouens en die kinders wat alleen tuis is terwyl die mans buurtwag ry? Die vrouens en die kinders gaan nie oor veiligheid hoef te worry nie, want die buurtwag waar hulle man is, hou hulle veilig in die gemeenskap. Ons het geleentheid vir nog een Oranje Sorry, kan ek vraag. ook net daarby sit. Dis nie noodwendig mans wat op die buurtwag is nie. Vrouens kan ook daar wees. Laat die man nie kinders love it. Vraag vir Oranje. Hallo julle, dis weer Susan. Ek's baie jammer. Ek wil graag by die voorstanders hoor. In Suid-Afrika het ons tans die groot probleem van, verskoon asseblief my Engels, maar Ubuntu justice of vigilante justice waar die gemeenskap die reg in eie hande neem en byvoorbeeld oortreders doodmaak of stenig. Hoe gaan julle keer dat buurtwagte betrokke raak by sulke aktiwiteite? Ek wil eintlik vir jou dan 'n opvolgvraag vra is, hoekom dink jy doen hulle dit? Dink jy nie hulle doen dit juis omdat hulle voel dat die polisie nie hulle werk doen nie? En kan ons ook net kyk na, as ons gaan kyk na die geskiedenis, hoeveel het die polisie al baie meer geweld toegepas teenoor buurtwagte wat geweld toegepas het? Dames en here, ongelooflik goed. Baie dankie julle twee spanne. Kan ons groot applous kry vir hulle? Ons gaan vir die beoordelaars nou 'n rukkie gee om gou te besin. Toets. Kan ek vra dat Alana vir ons verhoog toe kom? Juffrou Klink asseblief tog ook om net die wenners geluk te wens. Dogters van my kant af, dogters, seuns, dogters, dit is ongelooflik om julle dop te hou. Ek is baie dankbaar dat ek nie hoef vrae te antwoord oor bureaukrasie en ek weet nie wat alles nie. Soveels geluk met julle debattering vandag. En dan 'n stukkie statistiek. Die albei spanne, waar is die spanne? Ekskuus, ek kan nie lekker sien nie. Waar is die twee junior spanne? Daai kant. Waar is die senior spanne? Een daai kant, een daar. Die uitslaa verskil met 2 punte uit 600. Dit is 'n 0,003% oorwinning. Ja, dit is absoluut ongelooflik. Soveels geluk. Ons het vanaand lekker na julle geluister. Baie dankie ook alweer aan ons borge. Nee, ek gaan nie dit doen nie. Baie dankie vir die borge en vir almal wat gehelp het. Ons gaan niemand verder uitsonder nie. Ons gaan nou net vir julle die wenners aankondig. Die junior wenners is die span van Oranje. Die OMS Raakpraters. Kom, laat julle hand druk, Raakpraters. Ek is baie seker dit maak daai lelike ma nou alles die moeite werd, nê? Nee. Maak jou net los, gaan bos. Hierdie boek is rus verstop, die ek het nie bebalans, besop. Vir jou, daar is skole en my swelle, ons met aan en probeer. Dis vuur, dis vlam, dis lekker ou Jan. Die vuur is opgewarm, kom ons lang arms en naam. Maak ons vuur onder die voete van jou. Dis so hitte te hoef, ons het niks om te onthou. Dit gaan stamp, dit gaan brand, dit gaan koop, dit gaan loop.
My litte voel die hitte, o die hitte, ek weet. As ons dans, gaan ons dans, dat ons stekkies gaan brand. As ons dans, gaan ons dans, dat ons stekkies gaan brand. As ons dans, gaan ons dans, dat ons stekkies gaan brand. As ons dans, gaan ons dans, dat ons stekkies gaan brand. Naas wenners, kan julle ook gou julle trofees kom haal asseblief tog. Stekkies op die teer, ek verloor beheer alweer. Wow, nog en nog 'n keer, voet 'n bietjie seer, voet 'n bietjie seer. Vanaand maak ons vier onder die voete van jou. Dis so hitte dit of ons het niks om te onthou. Dit gaan stamp, dit gaan brand, dit gaan kook, dit gaan loop. My litte voel die hitte, o die hitte, ek weet. As ons dans, gaan ons dans, dat ons stekkies gaan brand. As ons dans, gaan ons dans, dat ons stekkies gaan brand. As ons dans, gaan ons dans, dat ons stekkies gaan brand. As ons dans, gaan ons dans, dat ons stekkies gaan brand. Ons is by die senior uitslaa en soos julle nou gehoor het, 0,003. Die kans dat hierdie lotto gaan wen is soos beter as dit. Matrix, bereken dit vir ons asseblief tog. Kan ons asseblief bietjie spanning kry met 'n drumrol? Die wenners van die seniors is die span van Oranje! #1 veels geluk Oranje. Met 2 punte uit 600, kan ons asseblief 'n groot applous ook vir die span van Jim Forshey kry, kom haal ook julle sertifikate asseblief.